Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Gesang 134, verse 1, 2 en 3, daar op die bord vir die aangedui. Kom ons sing dit hartlik tot eer van die Here. Geliefdes, ons gaan lees eers daaruit Genesis uit, en dan gaan ons blaai daar na die Nuwe Testament toe, daaruit Lukas 2. Eers maar net 'n enkele vers daaruit Genesis 3, en dan gaan ons verder lees. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, deur U genade is ons vanaand ook hier om saam te kom, om U te loof en prys. Ja, Here, ons is verheug oor ons Verlosser Jesus Christus, wat U na hierdie aarde gestuur het, om so ook vir ons sondes aan die kruis te sterf. Daarom, Here, dis met groot dankbaarheid wat elkeen van ons vanaand hier is, met harte wat oorloop, om op hierdie manier ook vir U te kom dankie sê. Here, en soos ons hier ook gesing het, 'n wêreld wat so vas staan in die kwaad, wat weier om die lig te sien, wat in die duisternis wandel. Dankie dat U deur die genade en die liefde vir ons in die lig van verlossing gebring het. En hierdie lig van verlossing brand in ons harte. En dankie daarvoor,
Ons bid Here, wees ook vanaand verder met ons tydens hierdie wonderlike geleentheid. Gee dat elkeen ook 'n vrede, 'n berusting in die hart sal vind. Wees ons genadig, ons smeek dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Net maar uit Genesis 3 vers 15, een enkele vers. Hierdie vers staan natuurlik bekend as die moederbelofte, waar die Here self sê, dis net na die mens gesondig het, daar in die tuin, die sondeval, en ek sal vyandskap stel tussen jou, dit praat nou met die Satan hier, die slang, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou verder daar in Genesis 12, enkele verse, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Belangrik hierdie vers, hierdie gedeelte, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Geliefdes, dan blaai ons daar na Lukas 2 toe, daarvan vers 8. Daar waar die herders bymekaar is. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus, die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind, wat in doeke toegedraai is, en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde, en die mense 'n welbehae. Net tot sover. My broer en suster, in Bethlehem, 'n klein dorpie, is daar 'n gewone stal. 'n gewone stal met 'n baie eenvoudige krib, waar hy die diere eet en drink. Maar hier die eenvoudige gebeur, die heel grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. Dit alles in die lig van Jesus Christus, wat die versoening na hierdie aarde bring. Daar in hierdie klein dorpie, in hierdie gewone stal, is 'n kindjie gebore. Maar dis nie sommer maar net soos enige ander klein kindjie nie. Want ons sien merkwaardig hier 'n hele skare, leerskare van engele kom saam om God te prys, omdat hy gebore is. Vers 14, wat ons daar gelees het, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Nog nooit op aarde was daar al so 'n wonderlike lofsang deur 'n leerskare van engele gesing.
En hierdie engele sing vrede op aarde. Want hierdie kindjie is nie maar net belangrik vir 'n dorp en 'n plek. Hierdie kindjie is belangrik vir 'n hele aarde. En hulle sing eer aan God in die mense 'n welbehae. Hy's met ander woorde, hierdie kindjie is geskenk van God, omdat hy lief is vir sy kinders. Wat sou dan die doel wees van hierdie kindjie se geboorte? En dit bring ons, waar ons ook vanaand hier gelees het, hier aan die begin van God se woord. Ons leer die God waarvan hierdie engele sing in Genesis, daar leer ons hom al ken, as die skepper God wat alles geskaap het, alles in 6 dae, kan ons sê onverbeterlik goed geskaap het. Aan alles en almal wat bestaan, het hy lewe gegee. Hy het die mens na sy beeld geskaap. Hy is die God wat ook aan Adam en Eva beloof, daar in Genesis 3 vers 15, beloof hy 'n middelaar. Hy sê, hy sal die kop van Satan vermorsel en ons sonde vir God die Vader voorsoen. Maar, my broer en suster, ons weet en ons sien daar met die sondeval dat die mens nie aan sy skepper sy eer en liefde, aan sy skepper eer en liefde gee nie. Nee. Die gevolg, die mens word uit die paradys verjaag. Van die sondeval af is daar, wat ek en jy ook ervaar in hierdie ou lewe, is daar smarte, is daar dood, is daar hartseer. En die mens verval so sleg, dat God hulle uiteindelik met die sondvloed tref. En ons leer net die gelowige Noag en sy gesin bly oor. Later gaan die mens en hy bou die toring van Babel, en so bring God ook verwarring van tale, sodat die mens dwars oor die aarde versprei. Maar belangrik, hierdie verbondsgod bly getrou aan sy verbondskarakter. En dis wat ons ook hier in Genesis 12 vers 1 tot 3 lees. Hierdie God roep 'n onbelangrike man, Abraham, uit 'n onbelangrike volk, maar hy het baie belangrike planne met hom. En hy ontvang hierdie belangrike belofte, Genesis 12 vers 3, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. God was besig om deur sy ewige raadsplan weer vrede hier op aarde te bring. Die vrede wat die mens maar weer in sonde verkwansel het. God gaan en hy verander Abraham se naam later na Abraham, vader van die nasies. In sy naam beklemtoon juis hierdie belofte van Genesis 12 vers 3, naamlik in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die kindjie in die krib was nie maar net nog 'n kind nie. Dis die beloofde kind uit die geslag van Abraham, die vader van die nasies. Hy is die beloofde uit die saad van die vrou, Genesis 3 vers 15, die een wat die slang se kop sou vermorsel. Die kind is ons Christus en Here, wat sonder mense weer met die heilige God kom versoen het. My broer en suster, en dit is reeds in ewigheid so in God se ewige, onveranderlike raadsplan bepaal. Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Jesus Christus is ons enigste verlosser en saligmaker. En wie in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe beerwe. En hierdie kindjie kom wys hoe lief God die wêreld gehad het, hoe lief God sy uitverkore kinders het.
Hy is verlosser. Hy is vredevors. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Amen. Kom ons staan en dan sing ons Gesang 170 weer hier op die bord. Gesang 170 verse 1, 2 en 3. Kom ons doen dit staand. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade.
die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. Oh,
En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie. Want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees.
almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Vrede op
Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.